dink aan 'n pa moet 'n paar funksies vervul in die huis en in die lewe van 'n kind, né? 'n Paar funksies. En as daai funksies goed vervul, 'n goeie pa wat opreg liefhet, dissiplineer, beskerm, ondersteun en natuurlik 'n voorbeeld van geloof is vir 'n kind, vir enige seun of dogter 'n groot blessing in hulle lewe. Maar die grootste rol van 'n pa, die uiteindelike hooffunksie van 'n pa, die rol wat hy moet vervul, is om dit aan sy kind bekend te maak en om hulle voor te stel aan ons hemelse Vader, né? Want hier is die realiteit. 'n Aardse pa, so goed as wat hy mag wees. Jy kon hoe goeie pa gehad het en jy kon hoe goeie pa hê en jy kon hoe goeie pa wees vir jou kinders. 'n Aardse pa kan nie God se vaderlike rol in die lewe van 'n seun of 'n dogter vervang of vervul nie. En selfs as ons praat van iemand wat dalk nie 'n goeie pa gehad het nie, of iemand wat glad nie 'n pa gehad het nie, it all stays the same. Op die ou einde van die dag het ons almal God nodig as 'n pa. Klein of groot, jonk of oud, God moet jou pa wees, ons het hom nodig. Jy kan sonder 'n aardse pa kan jy klaarkom, en dis 'n belangrike rol dalk wat jy nie het in jou lewe nie, maar jy kan klaarkom. Die feit van die saak is, sonder God as jou pa kan jy nie klaarkom nie. Jy sal nooit weet wie jy moet wees nie, jy sal nooit weet wat jou doel is nie, jy sal dit nooit kan uitleef nie, dit is onmoontlik as jy nie God het as 'n pa nie. En as ons Bybel toe gaan en ons begin blaai en ons lees die Nuwe Testament en veral Jesus se woorde, dan sien ons meer as 150 verwysings na God as 'n Vader. En toe Jesus van sy Vader praat, was dit hierdie intieme taal gewees, hierdie intieme taal. En dan nooi hy ons uit na hierdie tipe verhouding met God toe, en hy sê, as jy 'n gesonde verhouding met God wil hê, hier is hoe jy hom moet sien, hier is wat jy moet glo oor sy hart, is dat hy 'n pa is wat lief is vir sy kinders. En as jy na hom toe kom, het hy vir ons gesê, noem hom ons Vader. Hy wil jou pa wees. En as jy 'n gesonde verhouding met hom wil hê, dan moet jy in daai tipe verhouding met hom ingaan. En dis nie 'n kopkennis ding nie, familie. Ons kan weet vandag met al die inligting en al die versies en al die preke, kan jy weet van God wil my pa wees. En jy kan daai teorie hê in jou kop en saam met dit stem. Maar ware geloof moet altyd lei tot 'n ervaring. Stem jy met my saam? 'n Ware geloof moet altyd lei tot ervaring. En in hierdie opsig moet ons God se vaderlike liefde in ons lewe ervaar. Dis nie teorie nie, is nie net kennis nie, dit moet oorgaan na verhouding toe. En as ek 'n verhouding met die Here het en hy's my pa, dan is daar sekere dinge wat ek baie duidelik in my lewe moet ervaar, soveel so dat ek moet kan getuig daarvan. En ek wil vandag 3 belangrike dinge met jou deel, wat ons moet kan ervaar en wat jy van moet kan getuig in jou lewe, as God regtig jou pa is. Die eerste een is presence, teenwoordigheid. God is 'n pa wat teenwoordig wil wees en wat beskikbaar is. En as hy jou pa is, dan sal jy dit ervaar, sy presence, sy teenwoordigheid in jou lewe. Lees saam met my wat sê Paulus in Romeine 8. Hy sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep. Sê saam met my, Abba. Dit beteken Vader, Abba. Abba is 'n Hebreëse woord, en soos hy sê, dis 'n sinoniem vir Vader, maar dis 'n baie intieme sinoniem. Dit praat van 'n pa met wie jy 'n baie close band het. Dit praat van nabyheid. Dit is soos in Afrikaans ons sal sê papa, of in Engels is dit die sinoniem vir daddy. Dis 'n baie intieme woord. Dit praat van ek en my pa, ons is close. Hy's naby my en hy's beskikbaar. As jy nou mooi geluister het na hierdie video van ons kids, het jy een van hulle gehoor praat van hulle pa se bankrekening? Het jy een van hulle gehoor praat van, behalwe nou skaai met die mol storie, maar dis nou so 'n bietjie anderste, want ons kan nie, ons probeer soveel as moontlik wegbly van die mol af as gevolg van pa se bankrekening. Het jy een van hulle gehoor praat van pa se posisie by die werk en sy status? Almal van hulle het gepraat oor teenwoordigheid. My pa is daar vir my, of dit nou is oor
Johan wat kos maak, of Dawie wat by die rugby games is, of dit gaan oor presence. My pa is daar vir my. My pa ondersteun my, hy's there, hy's beskikbaar, hy stel belang in my lewe en hy support my, my pa is daar, hy's present, hy's teenwoordig. En familie, kan ek vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe oud jy word nie. Inteendeel, ek wil dit so sê, hoe ouer jy word, hoe meer het jy dit nodig. Hoe meer het ek en jy die teenwoordigheid van die Here nodig in ons lewe. Soos 'n vis water nodig het ons sy teenwoordigheid nodig, meer as suurstof, het ons dit nodig in ons lewe. Die wêreld sê vir ons, jy moet jaag. Jy moet jaag om iemand te wees in hierdie lewe. Jaag en bou wêreldse goed. En hoe meer ons jaag, dis ons probleem, is jaag, en ons jaag so, dat ons het nie tyd, mans, vir ons vrouens nie, ons het nie tyd vir ons kinders nie, nie die tyd wat hulle behoort te kry van ons af nie, nie die tyd wat hulle verdien nie, jaag gesinne verby mekaar. En net so, kan jy dink dat die mens jaag so, dat ons vir God sê, hoor die Here, ek is 'n bietjie besig, hoor, hierdie week het ek nie eintlik tyd nie, ek het nie tyd vir u nie. En ons kan hom nie 1/10 van ons tyd gee nie. Kan nie stil word en vir hom 1% van my tyd gee nie. Maar kan jy dink aan, hy is die skepper van die heelal. Hy is die belangrikste persoon wat daar is. Hy is die besigste persoon wat daar is. En die probleme wat hy mee stoei, is die grootste probleme wat daar is. En tog is hy altyd daar vir my. Tog is hy altyd beskikbaar, hy het altyd tyd vir my. Ek is die een wat sal sê, ek is 'n bietjie besig vandag, Here. En weet jy wat's die probleem met dit? As ek te besig is, en ek jaag na ander goed om te dink, as ek net eers dit uitgesorteer het, dan sal ek my verhouding met die Here uitsorteer. Dan sal ek kan stil word, maar anders is stil word 'n mors van my tyd. Ons jaag onsself leeg. Ons jaag onsself al meer gestres. Ons jaag onsself deur mekaar en op die einde van die dag, wat gebeur is, ons word identiteitloos. Ons word identiteitloos, want as jy nie stil word en by jou Vader sit nie, dan weet jy nie wie jy gemaak is om te weet nie. Jy is gemaak om 'n kind van God te wees. Jy is gemaak vir dit. Dit moet jou identiteit wees. En as jy so jaag, dat jy nie tyd het om by jou Vader te sit nie, want dis hoe jy erken, ek is 'n kind van God. Soos ek sê, elke Christen erken dit met sy mond, en het die kennis en die teorie, maar is dit jou ervaring dat jy 'n kind van God is? En jou ervaring is dit so, as jy by sy voete gaan sit, en jy word stil, en sê, Here, hierdie is wie ek is u kind, u is my papa, Abba. En so familie, wil ek jou uitnooi vandag en jou vra, hoe gaan dit met jou tyd met die Here? Hoe gaan dit met jou stil word? Want jy sien, slegs as ek stil word, en ek het tyd vir hom, en ek sit by sy voete, en ek roep tot hom, Abba, Papa, ontmoet met my, praat met my, daar kan ek sy stem leer ken, kan leer hoe hy praat, en ek kan sy stem hoor, en as ek hoor wat hy vir my sê, dan doen dit iets in my, maak nie saak of ek bang is, of gestres is, of wat in my lewe aangaan nie, ek het dit nodig, dit bring 'n kalmte oor my. Ek kan sit en Bybel lees, jy 2 tipes Christene, een sit en Bybel lees, en die ander een sit en Bybel lees. Een wat Bybel lees, want hy weet hy moet Bybel lees, maar hy het nie 'n Abba verhouding met God nie. Al wat hy gaan sien is 'n dik boek, met woorde, en al wat sy ervaring gaan wees, is die aksie van lees, en om hierdie woorde met my mense verstand te probeer verstaan, en hy gaan nie baie lank aanhou Bybel lees nie. Die ander persoon, wat 'n verhouding, wat 'n ontmoeting met die Here gehad het, as 'n pa, Abba, Vader, wat glo, hy's lief vir my, hy wil met my praat, hy wil met my ontmoet, so 'n persoon wat gaan in Bybel lees, dis heeltemal anders, want hy sit daar by jou terwyl jy Bybel lees, hy breek vir jou goed oop terwyl jy Bybel lees. Jy 2 tipes Christene wat stoei met sonde, die een wil in sy eie krag sonde oorwin, want hy weet hy moenie dit doen nie. Die ander een weet, hy kan nie dit in sy eie krag oorwin nie. En hy vat dit na sy pa toe en sê, Here, ek sukkel met hierdie, help my. En in daai ontmoeting word dit uitgesorteer van binne na buite. Jy 2 tipes Christene wat in die kerk inkom en worship. Die een Christen wat nie 'n Abba verhouding met God het nie, al wat hy sien is 'n band.
Hy sien 'n band, hy sien musikante, hy sien instrumente en al wat hierdie oor van hom hoor is klanke van fisiese musiek. En of jy hou van dit of jy hou nie van dit nie, of is vir jou te hard of is vir jou te sag, of is vir jou te vinnig of is vir jou te stadig en dan hoor mense moan oor musiek, want dit is al wat hulle hoor. Dan kry jy die persoon wat inkom en daar's 'n verhouding met Abba en dit gaan nie oor die musiek nie. Ek is hier om vir God iets te sê. Ek is hier om God te aanbid. Ek is hier om van God te hoor. So my fokus is dadelik anders. Dit gaan nie vir my oor die band nie. Dit gaan nie vir my oor die instrumente nie. Dit gaan nie vir my oor die vinnig of die stadig of waar kan ek saam sing of nie saam sing. Dit gaan vir my oor ek wil met die Here ontmoet. En ek sal dit slegs kan doen as ek actually eers glo hy's hier en ek het die bewustheid soos ek hier inkom, die Here is hier. En hy wil met my ontmoet en hy's lief vir my en hy wil met my praat. Dan is my hele ervaring anders. Want ek besef, dis 'n verhouding, dis 'n ervaring. Dit is nie net gaan deur emotions en hoop alles gaan vir my uitwerk, want ek stem saam met 'n paar goedjies hier nie, nee. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Maak jy tyd vir hom? Sit jy by sy voete? Of is dit vir jou soos is iets waarby jy moet, leef jy vanuit dit uit, of is dit iets waarby jy moet uitkom? Eers as ek hierdie en hierdie en hierdie uitgesorteer het, en ek tree eendag af en ek sit daar by die see, dan sal ek tyd hê om stil te word meer. Die oorlede predikant Louis Malherbe, ek love daai video van hom, wat hy praat, hy sê, as God jou pa is, dis soos 'n seentjie wat by sy pa se voete gaan sit vroeg in die oggend en die pa vryf met sy vingers deur die hare van die seentjie. Hy sê dis wat ons moet ervaar, is om by ons pa se voete te sit en so bewus te wees van sy teenwoordigheid dat soos ek met hom daar ontmoet, dat ek ervaar hoe hy my hare deur mekaar krap. En al is ek gestres en bang, ek het soveel konflik en dinge binne in my en in my lewe dat ek daar kan opstaan en wegstap met 'n moed wat ek skep, omdat ek weet dat ek ervaar het, my pa is met my. Is dit wat jy ervaar? Presence, die teenwoordigheid van die Here, moet my getuienis wees, as God my pa is. In die tweede plek, is dit sy gesag, sy autoriteit, sy dissipline in my lewe. Hoor wat sê Salomo in Spreuke 3 vers 11 tot 12, en ek love die manier hoe hy praat. Hy sê, my seun, aanvaar die straf wat van die Here kom, en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy lief het, net soos 'n vader doen met 'n seun. Ek weet dit, jy weet dit. Ons leef in 'n generasie waar ons kinders groot word met 'n anti-autoriteit denkwyse, anti-gesag. 'n Kind vandag wat skool toe gaan, het 'n denkwyse dat gesag en autoriteit en dissipline is mishandeling. Soveel so dat die mense in ons samelewing wat dissipline moet handhaaf, 'n standaard van waardes, en mens sien dit in ons kultuur, Menet wat hier gepraat het, wat met die beste skole in die land, Afrikaanse skole in die land werk, sê vir jou, mens kan nie verval in die Afrikaners, jy kan dit duidelik sien. Want die waardes kan nie meer gehandhaaf word nie, want die mense wat die dissipline moet handhaaf word geminag, want 'n kind gaan skool toe met daai denkwyse en dan met 'n gees, 'n tartende gees, wat amper vir 'n onderwyser vra, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Jy kan niks doen. En waar dit begin, ons moet opmerk, dit het nie begin by die kinders nie. Die kinders het nie eendag gehuddel en sê, luister ouens, ek het 'n sang gehoor van Pink Floyd, we don't need no education. So kom ons gaan terug na hierdie ouens toe. En ons sê vir hulle, wat gaan julle doen? Kinders, dit het nie begin by kinders nie. Dit het begin by goddelose volwassenes en ongehoorsame Christene wat hulle God se gesag minag en die Bybel een kant toe gesit het en sê, daai goed is verouderd, hierdie is nou 'n nuwe tyd, okay? Ons is in die moderne dae, so kom ons verander goed bietjie hier, en gaan krap het aan die gesagstrukture wat die Bybel sê ons moet hê, tussen vrou en man, tussen man en kerk, tussen kind en ouer, tussen kind en onderwyser, en nou sit jy met 'n nuwe generasie, 'n generasie verder, wat vra, wat gaan jy doen?
Wat gaan jy doen? Ek soek al die voordele van skool, ek soek al die voordele van ma en pa, ek soek al die voordele van die gesagsstrukture, sort net die land vir my uit, sort net uit, laat alles lekker gaan, maar as dit nou kom by ek wat my deel moet doen, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? En nou, dis hoekom ons samelewing lyk soos dit lyk, hoekom ons skole lyk soos dit lyk, hoekom ons kultuur lyk soos dit lyk. En ek is nie hier om te praat oor wat gaan ons doen daaromtrent nie. Net die Here kan ons daar help, maar dit begin by my en jou en ons huise. En weet jy waar begin dit? By jou as 'n individu wat God se gesag aanvaar. Want daai beïnvloed ons verhouding met die Here hier. Daai beïnvloed ons verhouding met die Here. En dis so gevaarlik, daai mentaliteit vir ons verhouding met die Here, dat as ek nie meer God se gesag aanvaar nie, kan ek jou sê, dan is hy nie my God nie. Dan is hy nie 'n God vir jou nie. En ek wil dit hard sê, ek wil dit so vir jou sê, as God nie jou pa is, wat jou dissiplineer nie, dan is hy ook nie die Here wat jou red nie. You can't have it both ways. As hy nie die pa is, wie se dissipline jy aanvaar nie, dan is hy ook nie die Here wie jou red nie. En ons sit met 'n generasie Christene, veral in ons kultuur, wat die Here sien as 'n buddy. Wat net tydig en ontydig, wanneer ek so voel, wil ek na my buddy toe gaan, want hy ken 'n paar, hy het 'n netwerk, hoor, en hy het resources. So, as ek 'n probleem het, dan wil ek na hom toe gaan. Maar verder as dit, wat gaan jy doen? Verder as dit wil ek net doen wat ek wil, en as hy nie jou pa is nie, dan is hy ook nie jou Here in die familie. En ons moet terugkom by daai wat die Bybel van praat, is die vrees vir die Here. Praat die Bybel van, sê jy moet wysheid begin by 'n vrees vir die Here. Dis waar wysheid begin, want as jy daai het, daai reverence, en dis nie 'n bang, hy's 'n monster nie. Net toe ek klein was ek bang vir my pa. Dis nie 'n monster bang, dis net ek weet, as ek buite hierdie lyne gaan trap, dan gaan my boude gaan brand. Ek het geweet. Ons sit een aand in 'n restaurant, ek sal dit nooit vergeet nie, want daai tyd, my lewe het so verby my geflits. My broer sit, het was nog een aand na kerk, gaan eet ons saam met die pastoor. En by hierdie ou Winning Post restaurant, nog hier onder in die dorp. En my broer het daai kant gesit, en ons is 'n inskuifbanke, en my pa, die groot menstafel, daai tyd was dit nog so, en hulle het daai kant gesit, en my pa se rug was teen my broer. Hy het vir my gekyk, en hy het met die heeltyd geterg, en Winning Post het daai goue bottertjies gehad, wat jy so oopgevou het, die papiertjies. En ek het hom so mooi oopgevou, en ek het hom hier van agteraf gebring. En hy het genoeg tyd gehad om te dak, dit was die probleem. En toe ek gooi, want ek het al gesien, hoe gaan hy vassit hier in sy kop. Toe dak hy, toe sit hy vas, agter my pa sê, woef. Toe sien ek my lewe so verby my flits. Daai vrees vir, ek moes regtig, ek het nie gedink toe ek dit gedoen het. Daai het ons nie meer vir die Here nie. Want wat gaan hy doen? Daar's mos genade, hy is mos lief vir my, so hy gaan net gou als uitvee. Nee, waar lees jy dit in die Bybel? Hy gaan jou dissiplineer. Hy straf die wie hy lief het. Hy gaan jou dissiplineer. Goed wat jy verkeerd doen, is nie net van, Here, ek het nou dit gedoen, so sort dit net gou uit nie. Nee, hy wil jou lewe uitsorteer. Maar dit gaan 'n pad wees soontoe, en dissipline gaan deel daarvan wees. As ek foute maak, en let's be honest, ons almal maak foute, en dis die beauty van hierdie principle. Ten spyte van my foute, sy straf is nie om jou in die grond in te trap nie. Sy straf is om jou op te tel. Die hart agter God se dissipline is om jou op te tel en jou te help om te weet wie jy moet wees. Almal van ons maak foute, en tog sê die Here, ek wil jou nog steeds hê, al is jy onperfek. Al maak jy foute, en jy gaan aanhou om foute te maak in jou lewe, dis okay, maar ek gaan saam jou journey, en ek wil jou vergewe. Ek wil jou vergewe, maar ek kan jou net vergewe as jy vergifnis vra. En ek kan jou net help om daai goed reg te buig, as jy dit na my toe bring, en sê, Here, ek besef, ek het hierdie issue in my lewe, ek sukkel met hierdie fout, help my daarmee. En dan is sy dissipline om jou te help, en jou op te tel, en jou te wys wie jy moet wees, en jy raak bietjie van die pad af met jou doel, hy wil jou terugkry, dit is waaroor teregwysing gaan, om jou reg te wys, waar's die pad wat jy moet loop. Maar soveel mense, vir watter ook al rede,
Of dit nou is dat hulle bang is vir die Here, want hulle ken hom nie as 'n pa nie, en ek dink is 'n grootendeels 'n rede vir baie mense. Ek is so bang om my lewe vir hom oop te maak, want wat as hy sien, dan gaan ek hel toe gaan. Nee, hoekom het Jesus gesterf vir jou? Hy wil jou vergewe. Hy wil sy genade vat en jou smeer en jou help en jou versterk, maar dit gaan 'n proses wees, dis 'n verhouding, dis 'n ervaring. Mits jy hom kom vertrou met jou foute, maar bly weg, dan vat jy dit in jou eie hande. En dan is jy op 'n gevaarlike pad, né? Want jy kan glo in God se genade hier. Meeste Christene glo in die genade hier, maar dis 'n teorie vir hulle, nie 'n ervaring nie. As jy nie na God toe kom met jou sonde en jy vra hom om vergifnis nie, dan het jy nie genade nie. Kan ek jou net vandag sê, dan het jy nie genade nie. Jy ontvang nie sy genade nie. Net omdat jy saam met dit stem in jou kop nie, omdat jy glo. Dis net soos jy sê vir my, God is daar, ek glo hy's daar. Dit beteken nie hy's hier vir jou nie. Jy moet jou hart oopmaak vir hom hier, dan het jy 'n verhouding met hom. En soveel mense sê, ek glo genade, dis daar. Maar dis nie hier vir hulle nie. Want hulle maak nie hulle lewe oop en sê, Here, kom vergewe my. Kom help my. Kom wys my die regte pad. Kom dissiplineer, kom breek my waar dit moet, maar ek vertrou, net U kan dit doen in my lewe. Ek wil nie hierdie in my eie hande vat nie. En so wil ek jou vra vandag, wat is jou ervaring van God se dissipline in jou lewe? Het jy daai ervaring? Is genade vir jou iets wat jy net sê jy glo in, of is dit iets wat jy ervaar, soos jy jou sonde na die Here toe bring? Dis 'n baie skynheilige ding. Of ons is hypocrites, né? As ons sê, ek erken ek het sonde, ek is glad nie perfek nie, né? En enige iemand vandag, jy hoef nie eens bang te wees om dit te sê nie, ons almal kan dit sê. Ons almal het sonde, fine. Maar dis 'n hypocrite wat dit kan sê, en dan terselfdertyd sê, maar ek gaan nie na die Here toe en vra hom om vergifnis nie. Wat, as jy erken jy het sonde, dan sê jy vir my, daar's nou iets in jou lewe, nou, wat jy moet vat na die Here toe, en jy moet ervaar hoe hy jou vergewe, en hoe hy jou optel, en jou die regte pad wys, 'n ander pad wys, om anders te wees in daai opsig, wat jy sê jy is onperfek in. En is so 'n belangrike ding vir elkeen van ons om nederig te bly, né? Humility is key. Om humble te bly en te sê, Here, ek erken ek is 'n sondaar en ek is so dankbaar vir U genade, ek het dit so nodig. Hier's my lewe, U ken dit klaar, maar ek het U nodig om my lewe te vergewe, ek het U genade nodig in my lewe, kom help my, kom dissiplineer my, kom wys my die regte pad. Kom wys my hoe ek hierdie goed kan verander en kom gee my die krag en die wysheid wat ek nodig het om dit te kan doen, Here. En hy sal dit doen. Hy sal dit doen want hy het jou lief. Die laaste ding is mentorskap. Mentorskap. Die Here, my Vader, gee om oor wie ek word in hierdie lewe. Daar moet 'n intentionele journey wees met die Here oor hoe hy jou vorm, jou mens wees, wie jy is as mens, hoe hy dit vorm. En dis anders as, ek maak 'n fout, nou help hy my reg. Hierdie is proaktief, intentioneel. Hoor wat sê Jesaja, hy sê dit so beautiful. Hierdie is nou na 'n journey wat God se volk, Israel, saam met die Here op die pad was, is hierdie getuienis wat hy sê, hoor hoe mooi sê hy, U is ons Vader, Here. Ons is klei. En U het ons gevorm. Ons is almal die werk van U hande. Dis 'n beautiful getuienis. 'n Kort gebed, beautiful getuienis waar hy sê, U het ons gevorm. Ons was op die pad en hulle het ook foute gemaak, maar hulle het teruggekom na die Here toe en hy het hulle gevat op 'n journey en nou het hy hierdie getuienis, hierdie testimony van alles wat ek is, alles wie ons is alles te danke aan U. U is ons mentor, U is ons pa, U het ons gevorm op hierdie pad en alles wie ek is te danke aan wie U is. Wat 'n beautiful getuienis. En weet jy wat, as ek en jy regtig op 'n journey is met die Here, dan moet ek kan getuig van sy mentorskap in my lewe. Enige goeie pa is 'n mentor vir 'n kind. Hy wil hom lesse leer, proaktief. Wil hy hom leer hoe om verantwoordelikhede te kan aanvaar in die lewe. Hy wil hom sy karakter bou, so hy gee hom hy leer hulle sekere waardes en sekere gewoontes.
as dit kom by of skool of waarmee ook al hulle sport, waarmee ook al hulle besig is, wil jy hulle deursettingsvermoë leer. Jy kan nie net opgee wanneer goed moeilik raak nie. Jy leer hulle deursettingsvermoë. Enige goeie pa gee om oor wie hulle kind word, né? Die Here meer as enige ander pa. En ek dink familie, wanneer ons dink aan God se plan vir ons lewe, dan fokus ons te veel op 'n wat. Wat moet ek doen as ek vir jou vra oor wat jou doel in die lewe? Dan dadelik gaan mense se koppe, kan ek sien, dit spin soos 'n pinball na wat. Wat moet ek doen? Is my werk my doel? Is ek besig met die regte wat in my lewe en wat wil ek bereik? Dit gaan alles oor wat ek moet doen en wat ek moet bereik. Kan ek jou sê, die Here is minder gepla met wat jy doen as met wie jy word. Hy's minder gepla met wat jy doen as met wie jy word. En maak nie saak wat jy doen in die lewe nie, ons almal het 'n paar verantwoordelikhede. As jy daai goed vat en jy wy dit aan die Here toe, en jy gaan op 'n journey met hom, en jy laat hom toe, jy besef, hy wil aan jou menswees kom vorm, en jy laat hom toe om dit te doen, hy sal jou eventually lei na 'n ander wat toe, as hy jou wat wil verander. En eventually, as jy doen wat hy wil hê jy moet doen, en jy's die mens wie hy wil hê jy moet wees, dan gaan daar vrugte en seën in jou lewe wees. Maar as ek na die Here toe kom, bid ek nie eers vir 'n wat nie. En ek bid nie eers vir seëninge en goeders in my lewe nie. Want is baie keer daai dinge wat jou kan wegvat van wie jy eintlik moet wees. En die Here vat ons deur moeilike tye intentioneel. Vat hy my oor die berg, hy vat my nie om die berg nie, want hy wil my sekere lesse leer. En net so selfs as die Here my seën met sekere goed in die lewe, wil hy dit gebruik om van my iemand spesifiek te maak. Dis nie net, daar kry ek hierdie blessing, of dit nou geld is, en of dit gesondheid is, of wat dit ook al mag wees, werk, promotion, die oomblik wat die Here my seën met iets, moet ek dadelik dink, ek het 'n verantwoordelikheid hier. En die Here wil hierdie gebruik, om van my iemand spesifiek te maak, en as ek van daai fokus verloor, en ek vat net hierdie ding en ek hardloop met hom soos ek wil, dan gaan ek weer heeltemal van die pad af. Dan hardloop ek weg van my Vader af en ek besef nie, hy wil 'n mentor wees vir my. En jy kan al die geld in die wêreld hê, jy kan hoeveel goed hê wat jy dink, as ek nou vir jou vra, wat het jy nou nodig? Wat moet nou gebeur? En as daai ding gebeur, dink jy jou hele lewe gaan verander vir die goed? Kan ek jou sê, daai einste ding is dalk die ding wat jou hele fokus steel. En steel dat God jou mentor kan wees. Want waaroor hy regtig omgee is om jou soos Jesus te maak. En in die einde van jou lewe is hierdie wat jy moet kan bid. Here, U was 'n pa vir my. En U het my op 'n journey gevat, en op hierdie journey het U my gevorm, en U het aan my karakter gewerk, en U het my geleer, en ek is vandag wie ek is, as gevolg van U hierdie laaste paar jaar op die journey. Dit moet ons almal se getuienis wees as God ons pa is. Nie net daarom toe gaan, doen dit vir my Here, sort hierdie uit vir my, as iemand net kan bless met hierdie, dis nie wat hy doen nie, hy's nie 'n genie nie, hy's 'n pa. En as pa wil hy jou mentor wees, hy wil jou op 'n journey vat. En aan die einde van daai journey, wil hy, jy moet dit kan sê, ek en jy het 'n pad gestap, en ek het jou gevorm, jy kan sê, ja Here, U's my pa, en U was my mentor, en U het my geshape, en alles wat ek is vandag is te danke aan U, en soveel mense lewe, soveel Christene lewe, en hulle dink geloof gaan oor om vision te hê, want dis beïnvloed deur die besigheidswêreld, en die wêreld om ons, wat nie die Here as hulle gesag het nie. Hê vision, en jaag net die vision, en as jy dit bereik, dan het jy 'n goeie lewe geleef. Nie te sê nie. Nie te sê nie. Die vraag is, wie is jy? Wie het jy geword? Het jy toegelaat dat die Here jou mentor op die pad soontoe, want anders het daai ding, was dit net vir jou afgod, en dit jy kon alles bereik wat jy jou outset om te bereik. En as jy dit bereik het, en jy is al bo op die berg, en jy kyk terug, en daar's nie die Here se voetstappe, jou pa saam met jou nie, en jy kan nie getuig hoe hy jou gevorm het in elke season nie, dan het jy jou lewe gemors. Dan het jy jou tyd gemors, om daai ding te pursue. Dan kon jy eerder niks bereik het nie, maar jy kan sê, maar die Here het my gevorm. Hy het my menswees gevorm, hy het my karakter gevorm, die Here is my pa, hy is my mentor. Ek wil nou terugkom by 'n persoonlike uitnodiging, maar ek wil dit sê. Ek lees 'n ding van Dr. James Dobson, en hierdie is nou net so ietsie oor ons kinders.
En hy sê, the greatest delusion that we have today as parents is the assumption that our kids will be devout Christians just because their parents have been. Dis die grootste illusie dat ons as ouers dink, omdat ek hierdie journey saam met die Here gehad het, omdat ek hier in my hart lief is vir die Here, my kinders gaan outomaties net passionate Christene wees. Dis 'n gevaarlike assumption om te maak. En kan ek jou sê, die hele ding gaan daaroor dat die duiwel is vandag uit om ons kinders se geloof te steel. En weet jy hoe doen hy dit? Hy wil nie die titel Christen kom steel nie, want dit beteken niks. Vandag beteken dit meer niks as ooit op iemand wat homself net 'n Christen noem. Hy wil nie die titel kom steel nie. Hy wil nie die kennis kom steel nie. Die feit dat ons praat van genade en saam met genade stem, ons het soveel versies en videoetjies en memes en goedjies wat ons kan share en TikTok, en ons kinders het soveel kennis van die Bybel en kennis van die Here, dat hulle kan saam met my praat. As ek met hulle sit en chat, kan hulle praat. Hy wil nie dit kom steel nie, want dit doen nog niks. Maar daai geloof wat oorgaan in ervaring, die feit dat God hulle pa is, hy wil dit kom steel. En ons het 'n geveg op ons hande, familie. Ons het 'n fight op ons hande. Om so te leef en my verhouding met God so uit te leef en om so te bid vir ons volgende generasie dat hulle God sal ken as 'n pa. Dat hulle nie net sal glo hy's daar nie en sal glo in alles, saamstem met al die goedjies van die Bybel, weet daarvan nie, maar dat hulle dit in hulle hart sal plant en regtig 'n lewende geloof sal hê wat oor sal gaan in 'n ervaring, in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die Here. Here, dankie vir u woord wat so kragtig en lewend is. Ons kyk maar na 3 kort versies en ons het soveel om aan te dink, ons het soveel om aan te gaan kou. Maar Here, vandag staan ons voor u en ons sê gelukkige Vadersdag. En is ons hart om die tipe kinders te wees wat u trots maak. Om seuns te wees wat u trots maak, om dogters te wees wat u trots maak, want maak nie saak hoe oud ons is, dis al wat ons in u oë is seuns en dogters, vir wie u lief is. Soveel so dat u wil naby aan ons wees, u wil teenwoordig wees, maar dit vra dat ek moet bewus word, dat ek moet stil word, dat ek vir u tyd moet gee. Ons is onperfek en ons glo in u genade, maar om dit te ervaar, vra dit dat ek by u voete kom sit en my lewe oopmaak vir u. Elke vertrek in my hart, juis daar waar ek foute maak en droog maak, dat ek sê, Here, ek het u nodig hier. Kom help my hier, Here, kom gee my wysheid, kom help my om my lewe te verander, dat ek anders kan wees, ek wil nie so lewe nie. Here, ons het u mentorskap nodig in ons lewe. Nie net wêreldse boeke en videoetjies en goed wat mense in hierdie wêreld sê nie, al is hulle hoe suksesvol, waar gaan hulle eindig die dag as hulle oë toemaak en hulle staan voor u? Kom wees u ons mentor, Papa. Abba Vader, kom wees u die een wat my lewe vorm, dat ek kan getuig van u hand in my lewe, wat my gedagtes shape, u wat my karakter kom vorm, u wat my deursettingsvermoë leer, wanneer ek oor die berge moet klim en deur moeilike tye gaan, dat ek kan getuig, die Here is met my, die Here het my in hierdie season geleer, en ek is beter af, ek het gegroei, ek is sterker, ek is reg vir die volgende seisoen. Vader, soos ons saam vir u 'n huis koop en voorberei in hierdie dorp, wil ons 'n altaar oprig, wat spreek van ons Papa, wat saam met ons was op hierdie journey, wat nou saam met ons is, en wat saam met ons in die volgende seisoen sal ingaan. Dat ons 'n kerkfamilie kan wees wat u trots maak, soos ons vir u 'n verskil maak, soveel so, dat die dag as ons nie eens meer hier is nie, dat ons kinders en ons kleinkinders na ons altaar sal kyk, en sal weet waarvoor dit staan. God is ons Pa. So het my oupa hom geken, so het my pa hom geken, so wil ek hom ken. Dis ons gebed, Here, en ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, ons vra u, dat u Vader kan kom wees, dat u Abba kom wees.
Miskien sit hier iemand vanoggend en hulle is vir 'n ruk lank baie ver van hier af. Hulle is miskien vir die eerste keer in 'n lang tyd terug in die kerk. Miskien vir die heel eerste keer. My gebed is dat hulle vanoggend u genade sal ervaar. Dat hulle u druk sal ervaar, dat hulle u fluisterstem, Heilige Gees sal ervaar as u sê, ek soek jou. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, ek soek jou. Kom na my toe, moenie jou eie lewe probeer verander nie, kom na my toe dat ek het verander. Ontmoet met hulle in hierdie oomblik, Here. En word pa van daai seun, word pa van daai dogter. En vat hulle op die journey. Ons het u so lief. Dankie vir wie u is, dankie vir u hart. En as u kinders, sê ons vanoggend in Jesus naam. Amen.